ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 179. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan Is Armageddon, omdat ek gisteroggend ten laaste bietjie gepraat het oor die eindtyd. Is Armageddon is 'n uitstekende boek. Uitstekende boek. Dis in daardie boek wat, terwyl ek met hom besig was om te skryf, waar Rian Kruiwagen op die TV1 nuus die aand gepraat het oor die halfwegstasie wat hulle bou na Mars. Waar ek na gesit en luister het, en dan later die nag, wanneer ek sit en werk en ek skryf, en Jaffa vir my sê, dit is nie die halfwegstasie wat hulle bou na Mars, soveel as wat hulle, en wat in België, in Brussels is the Beast, ek vat nou sommer net dit so, BEAST, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal, is in België. Dis waar al die rekenaarstelsels is van die wêreld. En ek het altyd gesê, as iemand as 'n terrorist daai plek sou opblaas, as al jou bankwese deur die wêreld lam gelê. En daai aand terwyl ek besig is om te sit en skryf, waar die Ruach HaKodesh my sê, wel Jaffa praat deur die Ruach, daai halfwegstasie, hulle gaan hierdie beast vat en hom daarso sit. En dan gaan dit vir my oop. Daai aand kniel ek op my mat en ek bid en ek huil. Want dit is so verskriklike openbaring wat Vader Jaffa vir my gegee het. Ek het nie in 'n boek gelees, ek het nie by iemand gehoor nie, daar waar ek alleen besig is met die woord. En ek is niemand nie, dis hoe die woord werk. En weet jy wat? Dit is seker so 20 jaar later, plus. En vandag weet ek en elke een, dat die beast functioneer, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal, dis op die dak van die gebou, met stene gebou, beast, BEAST, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal, is waarvoor het staan. Vandag weet ek en u, dat al ons boodskappe stoor hulle waar, by cloud. Het jy al gehoor van cloud? Ja, elke een wat goed informasie het, wat belangrik is en alles, jy stoor dit by cloud. En weet jy wat is cloud? Cloud is niks anderste as the beast nie. Wat? Nou hoekom het hulle dit geskuif van België af in die hemelruim in? Sodat geen terrorist dit kan opblaas nie. Niemand kan dit skade aandoen nie. Verstaan ons dit? Dis beman met laser en alles. Sou enige vreemde satelliet of 'n ding na hom toe kom, dan skiet hulle hom af. Want die wêreldse inligting word daar gestoor. En dis daai satelliet, cloud, dis daai komponent wat nodig gaan wees om die mensdom tydens die groot verdrukking wat gemerk gaan wees op hulle regterhand en voorkop, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Die Bybel sê op hulle regterkant en regterhand en voorkop, waar daai cloud al die inligting gaan stoor. Al die mense se inligting gaan stoor, reg oor die aarde. Almal gaan daar wat agtergebly het, gaan deur die cloud werk, funksioneer. En dis hoekom die anti-kris dan die wêreld gaan kan beheer. Hoe? BEAST, Belgium Electronic Accounting Surveillance Terminal, wat in die lig sit, hulle die naam verander na the beast toe. Nou daai jare toe ek die boek geskryf het, so 20 jaar terug, is Armageddon, het ek niks geweet van cloud nie. Daar was nie eens 'n cloud te sprake op daai stadium nie. Jaffa het net vir my gesê, hulle gaan hierdie beast skuif op die halfwegstasie na Mars toe. Maar dit was in die tyd wat dit die mees armste tyd was. Dit was na 'n resessie, wêreldresessie, en daar was sekere hoeveelheid lande, ek dink 16 lande of 18 lande,
ja, ek dink dit is G8, uit 10, wat geïnvesteerd in daai projek, en tot vandag toe nog steeds. So kom ons wees wake up. Nou ja, ek is nou van die punt af hier, maar dit maak nie saak, ons is besig met Bybelstudie. Die boek, is dit Armageddon, ek het al daai inligting daarin gesit, moet dit nie mis nie. Moet dit nie mis nie. Moet nie wag tot die dag dat die boeke nie meer beskikbaar gaan wees nie. Want dan gaan 'n tyd kom wanneer hulle 'n verbod op al die goed gaan sit. Glo my. Glo my. Daar gaan 'n tyd wees wanneer die internet en al die goed gaan blok. Die tyd kom. Die Bybel sê jy sal gehaat word omwille van my naam. Kry die goed voor die tyd. En dis nie 'n skema soos die Engelsman sê om my boeke te bemark nie. Jy of weet dit of jy het dit nie. Of jy wil dit hê of jy wil dit nie. Is dit Armageddon? Nou ek gaan nou nie eers deur al die rituele gaan wat ek elke oggend deur gaan nie. Kom ons maak dit ons oor toe. Vader, seën die woord vanmôre. U is klaar besig om te seën in die mooiste naam Jahshua. Halleluja. Laat dit so wees. Nou ja, die woord sê vir my so baie mooi hierso. Hy sê dat in vers, waar is ons? In vers 3. Hy sê in die mond van die sot is 'n roede vir sy trots. In die mond van 'n sot. Sot het ons nou gesien, ek dink dit was maandag wat ek gesê, 'n sot kan verskeie hy kan voorkomste hê. 'n Sot kan manlik of vroulik wees. 'n Sot kan of slim of dom wees. 'n Sot kan of ryk of arm wees, of albei. 'n Sot kan of 'n mannetjie of 'n wyfietjie wees wat nie 'n mannetjie is en nie 'n wyfietjie is nie. Dit kan enige ding wees. Enige ding. In die mond van die sot is 'n roede. Hy sê die mond van die sot is 'n roede vir sy trots. Met ander woorde, die sondaar gaan sterf as gevolg van dit wat hy bely het. Hoekom? In die mond van die sot is 'n roede vir sy trots. In die mond, tong. Nou voorheen gesê, die woord sê, koning Salomo het dit ook gesê, wat dryf daai groot skip? Daai groot skip met al daai duisende mense op. Vakansieskip, daai radar aan die agterkant. Klein dingetjie wat so maak. En hy draai links en regs. Die mond van die sot is die roede, daai roede is die ondergang. Sy trots, 'n sot se trots deur sy mond is sy ondergang. Die dinge wat hulle spreek, oor die koninkryk van Jahshua. Die dinge wat hulle spreek en uitspreek oor teen die bo-natuurlike geopenbaarde name. In die mond van die sot is 'n roede vir sy, so jy gaan stik in jou eie skepping, dit wat jy gespreek het. Maar die lippe van die wyse bewaar hulle, halleluja. Ek wil nie baie oor die sotlikheid praat. Die Bybel sê tog ons moet waak en bid. Want die duiwel, die Satan, loop rond soos 'n briesende leeu en soek wie hy kan verslind. He's always on the prowl. Hy's altyd besig om te kyk. Hy sê maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Ek en u kan vanmôre wys wees deur ons lippe. Nou hoe word ek wys deur my lippe? Hy sê wat jy met jou mond bely en met jou hart of jou sielsdimensie glo. Wat jy met jou mond bely en dit wat jy glo. Die ou mense het altyd 'n gesegde gehad. Hulle sê wat jy sê is wat jy gaan hê.
Wat jy gaan sê is wat jy gaan wees. En dit is 'n feit. Ons het dit deur die lewe gesien. Spreek dood oor jou kinders uit en dis wat, hoe kan daar iets anders te wees? Maar wanneer jy lewe oor jou familie uitspreek, dan wil ek ook sê, hoe kan daar iets anders te wees as lewe? Hoekom? Want dit is die saad van jou lippe wat jy saai. En daai saad wat jy met jou lippe saai, word in wysheid bewaar vir hulle. En daarom is dit uiters belangrik dat ek en u, wanneer ons praat, dat ons seker wees, ons praat uit die woord. Weet jy wat, as ons uit die woord van Jahweh praat, kan ons nie verkeerd gaan nie. Hoekom nie? Want hy het dit gesê. He promised it, I believe it, and it's so. Sealed and done. Hy het gesê, ek glo dit is so. Ja, maar dit kan nie so werk nie. Ek het nie 'n saak nie, die woord sê dit is so. En dit is wat dit is. Die geloof is baie keer sotheid vir ander mense, want hulle kan dit nie verstaan nie. Wat? Die geloof. Ek wil sê sotheid is half kranksinnigheid, malligheid. Die geloof is baie keer vir ander ouens bietjie malligheid. Hulle sê, wag 'n bietjie. Veral met die New Agers, hierdie agnoste, hierdie NAR ouens. Hulle sê nee, maar dit kan nie wees nie. Dit was 2000 jaar terug gesê. Jahweh het dit 2000 jaar terug gesê. Julle moet regtig stupid wees as julle in iets glo wat 2000 jaar terug gesê was. Maar wat glo jy? Wanneer het wie dit gesê? Nou die dag? Waar het hy dit gehoor? En so kan jy teruggaan. Dan kom jy maar weer by die woord uit. Verstaan jy wat ek sê? Wat hulle verdraai het om by hulle eie teologie en dogma aan te pas. Die mond van die sot is 'n roede vir sy trots, maar die lippe van die wyse bewaar hulle. Hy bewaar niks met die sot nie. Hy bewaar wat? Hy bewaar die wysheid van dit wat uit my mond uitkom. Ek wil vanmôre die seën van Jahweh oor die uitspreek. Ek wil bid, Vader, seën my boetie en my sussie. Seën hulle in gesondheid. Seën hulle in krag, seën hulle in heerlikheid. Seën hulle kinders, seën hulle huise, seën hulle besighede. Seën hulle wat die bediening seën, seën hulle wat ook nie die bediening seën nie. Seën hulle wat het om te seën, seën hulle wat nie het om te seën nie. Seën hulle, ek spreek die seën vanmôre uit. Die Bybel sê lewe en dood lê in ons mond. So wat wil jy uitspreek vanmôre? En hierdie dag wil ek hê dat ons mond moet ons lippe bewaar van dit wat in ons sielsdimensie is. In die dag wil ek 'n seën vir die koninkryk van Jahweh wees. Ek wil uitgaan en ek wil woorde van lewe spreek. Ek wil hê u moet in hierdie dag uitgaan en lewe spreek. Dalk hou jy nie van die ou nie, so right. Spreek lewe oor hom uit. Weet jy hoekom? Want dieselfde seën wat jy uitspreek, kom terug na jou toe. Dis hoe maklik dit is. Spreek seën en lewe in oorvloed uit, dan kry jy seën en lewe in oorvloed. Dan word jy die drie gees, die geseënde, die gesalfde en die gunsgenote en die geregtige. Soos eintlik 4 gees. Ons is ook die geregtige. Hoekom? Want ons wandel in die geregtigheid van Jahweh en van Jahweh ons Vader. Ons wil vanmôre hê dat ons weer in die weë van Jahweh is. En ons voetspore volg in sy voetspore. Prof, dis onmoontlik. Sy voetspore is in die sand. Wel, dis nie meer in die sand nie, dis in die woord. Ons sien sy voetspore in die woord.
Hy sê dat jy moet sy navolger word. Hy sê, kom agter my aan, en ek sal julle vissers van mense maak. Wat doen ek en u vanmôre? Ons het Jafashua gevolg, blindelings, hom gevolg in die geloof. En weet jy wat? Na al die jare, 57, 58 jaar, was dit nog nooit, ek was nog nooit jammer oor dit nie. Hoekom? Want dit is die beste ding wat in my lewe gebeur het. Dit is dalk die beste ding, nie dalk nie. Dit is ook die beste ding wat in u lewe gebeur het. Ja, dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Nie altyd nie. Dit is nie altyd roomkoek en biltong nie. Ja, nie ook nie, want ons verjaar nie elke dag nie. Verstaan jy wat ek sê? Daar's 'n song wat gegaan het. I never promise you a rose garden along with the sunshine. He never promised us a rose garden. Weet jy wat? Well, you know what he promised me? He promised me eternal life. Hy het nie gesê my bankrekening sal 6 nulle in hê nie. Iets voor en 6 nulle nie. Hy het dit nie beloof nie. Enigiets anderste wat ek en u vandag het, is 'n gawe uit Vader se hand uit. As jou besigheid floreer, as jy gelukkig is in jou familie, as jy gelukkig is in wat jy doen, in jou bediening, dis 'n bonus. Hy het vir ons die ewige lewe beloof. Hy sê, kom agter my aan, en ek sê julle vissers van mense maak. En wat is die einddoel van dit alles? Ek sal julle seën meer as wat julle ooit kan verwag. Kom ons wees 'n seën in hierdie dag, en ons volg hom, en ons kyk of ons ieweste iemand kan kry, om 'n visser te word van mense. Kom ons wees 'n seën vir ander. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.